Vriende, dit is my so voorreg om met julle so 'n reis te onderneem in die dae wat kom rondom die vraag: waarom sou ek kerk toe gaan? Of anders gevra, wat is die sin daarvan om erediens by te woon? Nou, ek is geïnspireer onder andere om hierdie tema te probeer ontgin deur 'n boek wat ek in my skoonpa se studeerkamer jare terug ontdek het. My kollega sal dalk weet waarvan ek praat. Dis 'n boek deur A.A. van Roeler met die Nederlandse titel Waarom sou ek na die kerk gaan? Hoekom sou ek kerk toe gaan? En van Roeler het in daai boek van hom aangrypend 'n hele klomp, ek dink amper 21 redes wat hy so hoofstuk vir hoofstuk behandel oor wat goeie redes sal wees om die erediens by te woon. En hy begin sy boek met 'n baie interessante rede. Hy sê mens gaan kerk toe, mens woon die erediens by om 'n kans te staan om tot bekering te kom. Dit is my baie interessant dat hy beide hierdie konsepte aan die orde stel, om 'n kans te staan aan die een kant en dan om tot bekering te kom. En dit het nou nogal my aandag getrek. Maar dalk sal julle kan onthou, ek is seker julle het belewennisse van 'n baie betekenisvolle erediens wat jy bygewoon het. Dalk selfs 'n erediens of selfs 'n Pinksterdiens waar jy self sou kon sê dat ek tot bekering gekom het. Dalk 'n nuwe belewenis van God se liefde ervaar het. Of dalk so op 'n manier vir jouself gesê het of in jou hart bely het, ek glo regtig en ek wil 'n nuwe pad met die Here stap, of dalk selfs op 'n manier sê ek wil vir die eerste keer 'n pad met die Here stap, of ek wil antwoord op hierdie liefde wat ek op 'n manier nog van altyd af beleef het. Baie betekenisvol erediens, dalk was daar emosie betrokke, uh dalk 'n geestelike, selfs mistieke belewenis. Dalk het jy al daarvan in jou lewe beleef. Aan die ander kant dink ek dit is waarskynlik ook so dat ons nie elke erediens wat ons bywoon so belewenis het nie. Ons beleef nie elke erediens ewe betekenisvol nie. Elke erediens as 'n hoogspanning van emosie en nuwe insigte nie. Ek vermoed meeste eredienste beleef ons dalk iets, beleef ons tog sinvol tot 'n meerdere of 'n mindere mate, maar dis nou maar net die aard van meeste belewennisse en meeste praktyke dat die meeste van die tyd dit in aanhalingstekens 'n gewone belewenis is. En is in hierdie spanning wat ek dink erediens bywoning en meeste van ons geestelike lewe en geestelike praktyke staan. Aan die een kant die sleurgang, as jy wil, van getrouheid, en later sal Van Roeler ook praat van om 'n gewoonte vol te hou, ek dink dis die tweede hoofstuk, en aan die ander kant hierdie belewenis van iets wat spesiaal is. Maar op 'n teologiese vlak dink ek hier sit ook iets vir ons moois in om te ontdek, en dit is dat as ons bely dat ons 'n kans staan om tot bekering te kom, dan bely ons iets. En dit is vir die gereformeerde vaders en moeders ook verskriklik belangrik om klem daarop te lê, dat God vrymagtig is, dat God soewerein is, dat ons nie in beheer is nie, dat ons, en ons gaan bietjie in die reeks en in die weke wat kom meer daar gesels, dat ons nie aan die een kant geregtig is of kan aanspraak maak op die werking en die teenwoordigheid van God nie, maar eerder dat God deur sy vrye en liefdevolle en vergunnende keuse teenwoordig is en graag in ons lewens wil werk. Om te sê ons staan 'n kans om tot bekering te kom is om onsself oop te stel
om 'n ruimte te betree waar God in beheer is en waar God iets in ons lewe kan vermagtig sonder dat ons dit kan, om dit nou eenvoudig te stel, maak gebeur. En dit is die reis waartoe ons uitgenooi word, is om onsself aan die een kant in getrouheid oop te stel vir die werking van God en dan ook aan die ander kant te bely dat ons nie hierdie werk van God kan beheer nie. Ek hoop dat God ook in hierdie tyd, en dit kan ons maar net voorbid, maar ons kan ook daarop vertrou dat God teenwoordig sal wees in ons byeenkomste, dat God sal werk in ons byeenkomste en dat God in ons lewens sal doen wat hy graag wil doen. Dat God ons, om dit in 'n een woord te sê, tot bekering sal laat kom. Dat God ons 'n nuwe insig sal gee, dat God homself sal openbaar op 'n nuwe manier en daarvoor vertrou ek die Here saam met julle. So wie weet, miskien kom ons in hierdie Pinkstertyd op 'n manier weer tot bekering.